saamgebring het, kan oopmaak in Spreuke 4. Spreuke 4 vers 1. Net die een versie. Spreuke 4 vers 1. Hy sê vir ons, hoor julle seuns na die tug van die Vader en luister om insig te leer ken. Dis vandag Vadersdag, liewe hoorders. Maar ek wil vanmôre wil ek vir die vaders, soos wat ek met die moeders gemaak het, vertel wat die woord van God vanmôre sê, hoe 'n vader moet optree. Wat 'n vader moet doen. En maak my titel vanmôre maak, 'n vader se stem. Wat beteken dit vandag? 'n vader se stem, wat beteken dit vandag? Ons teks is so uit die hart uit van 'n vader vanmôre. En hy sê vir ons, hoor julle seuns na die tug van die Vader en luister om insig te leer ken. Dit mag vanmôre vir jou baie lekker wees op Vadersdag, van jou vader lewe nog. Dit kan vanmôre vir jou hartseer wees, van jou vader is nie meer met ons nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jou aardse vader nie meer daar is nie, wil ek jou baie goeie raad gee vanmôre. Gaan op jou knie en vra vir God, die hemelse Vader, om jou by te staan. Jou aardse vader mag miskien vanmôre nie daar wees nie, maar ons hemelse Vader het uit die dood uit opgestaan en opgevaar en het gesê sal terugkom, maar hy het vir ons die Heilige Gees gestuur om ons te lei totdat hy ons kom haal. So ek wil ons vanmôre baie meer erkenning gee aan ons hemelse Vader wat in die hemel is, want hy is daar om ons te lei en ons op te tel as vaders as ons val. Ek wil vanmôre sê, Vader, plaas God eerste in jou lewe, voordat jy jou familie voor God plaas. Die woord van die Here sê, hy sê daar, God is 'n beheer, dan kom die man, dan kom die vrou en die kinders, maar sonder die drie, kan 'n lewe nie bestaan. As daar nie drie eenheid is in 'n huwelik, of in 'n gesin nie, wil ek vir julle sê, gaan of die man of die vrou gaan faal in dit wat God wil hê hulle moet doen. Daar sê maar baie foute. Ek maak ook foute. Maar as ons fouteer het, wil ek vanmôre vir jou sê, is daar 'n God, jou Vader in die hemel, wat jy na toe kan terugkeer en sê, Here, ek het gefaal in dit wat jy wil gehad het om te doen. Tel my op en help my asseblief, dat ek kan doen wat jy wil hê ek moet doen. Ek wil vir jou vra as pa, toe die Moedersdag het ek gesê, die dag toe my moeder swanger word, begin saam met haar kind praat. Amen. 'n moeder begin al met haar kind praat die dag as sy swanger word. Dokter vas sê jy is swanger, en begin sy al. Hallo my kind, gaan met jou. Nou vra ek, Vader, waar is jy? Ek slaap. Waar was jy toe jou vrou swanger was? Het jy met jou kind gepraat? Het jy jou kind opgedra aan die Here terwyl hy in sy moeder skoot was? Die woord van God sê, as vader moet jy die gesin, wat moet jy maak? Jy moet die gesin ten alle tye onder die woord van God hou. En jy moet vir hulle sê, julle moet kerk toe gaan, julle moet God dien, julle moet gered word. God verwag dit van ons as vaders, op die hoof van die huis, moet jy jou huis kan regeer, en kan lei, en kan sê, vanmôre is dit Sondag, ek soek geen verskonings nie, julle sal vanmôre in die diens wees. Die woord sê ons moet ons kinders leer terwyl hulle jonk is. Tugtig diegene wat jy lief het. Buig daai boompie terwyl hy nog baie jonk is. Hoe gaan jy hom gebuig kry as jy hom nie leer aan die dinge van God wat in die kerk gebeur en wat gebeur in die huis nie? Jy weet 'n kind is 'n snaakse ding.
Hy kyk wat die pa en die ma doen. Maar die spreekwoord sê, ons moet nie doen wat ek doen nie, doen wat ek vir jou sê. Jo, wat sê jy vir? Nou doen hy nie wat jy sê nie. Wat doen jy dan? Kom, wees hier, kom papas. Dan wil jy die beld gryp, en jy wil die strap gryp, en jy wil hom slaan, so wat jy wil hy moet wees. Daarom, jy wil hom 80, dat hy vir 2 weke nie kan sit, en dat elke keer as hy gaan sit, en sê, ek onthou daaroor, my pa het gesê, ek mag dit nie doen nie, ek moet. Maar ek vraag vir jou as ouer vanmorgen as pa, leer jy jou kind van kleinheid afgeleer, om God te behaag, om God te eer, om vir God te lewe, om sy hart en siele vir God te gee. Het jy as vader dit gedoen, van jou tyd af, of het jy geval daarin? Ons val. Maar ek het vir jou as vader sê, daar is nog hoop vir jou kind. Al is hy nou baie ouer miskien, maar daar is nog hoop van 'n ma en vader en 'n moeder wat bid. God hoor hulle gebede en hy antwoord nog gebede. Want hy sê vir ons in sy woord, dit wat jy in my naam vra, dit sal ek vir jou gee. So ons moet begin bid vir ons kinders. Ons moet ons kinders meer opdra aan God. Ons moet vir ons kinders meer vertel van die Here. Jy weet, dit is baie maklik. Ek wil vir jou net 'n vinnige, kom ons maak dit, kom ons sê 'n plan gee. Die wat nog nie kinders het nie, die wat se kinders nog jonk is. Die wat kinders wat nog ouer is, maar nog steeds in jou huis is. Dis 'n baie goeie plan nie. Eerstens, opstaan in die môre. Hou saam met jou gesin en jou kind godsdiens. Lees saam met hulle die woord van God. Elke oggend, as jy opgestaan het, lees die woord van God, saam met jou kinders. As jy vanaand gaan slaap, lees die woord van God, saam met jou kinders. As jy opstaan vanmôre, bid saam met jou kinders. As jy gaan slaap vanaand, bid saam met jou kinders. As jy 'n probleem het in jou huis, wat maak ons? Ag, jy weet die wêreld, man kom geet van die wêreld. As jy 'n probleem het, gaan op jou knie en sê vir die familie, kinders, kom saam, dat ons bid tot God, dat hy hierdie probleem vir ons kan oplos. So daar is nog tyd vir ons as ouers en as vaders om reg te maak waar ons verkeerd gemaak het, as ons nie ons kinders geleer het om God te dien in gees en in waarheid nie. Die Here gee vir ons nog 'n kans. Daar is 'n tweede kans wat God jou gee. En God sê vanmôre, ek sal jou weer 'n kans gee om jou kinders van my te leer en my kinders op te lei in die kerk van God, in die geskiedenis en in die Heilige Gees, volwaardige en hardhartige bedienings wat daar nog is. God wil hê ons as mans moet opstaan. Ek het so 'n paar jaar terug, het ek gepreek oor 'n boodskap. Die Here het al baie met my al gepraat. Die woord van die Here vra vir ons, waar is die gesalfde manne en vroue van God, wat vroeër jare bestaan het? Waar is hulle? Ons as vaders het geval daarin, en ons moeders het geval daarin, maar ek wil oor die moeders praat vanmôre. Ek vader het ons geval, en dat ons geharde manne is, want die lewe is stampig, dit is moeilik, dit jou kop staan kort en iets, dan dink jy nie, kom ons wees maar eerlik, as jy jou kop gestamp het, dan dink jy nie daaraan, om vir God te sê, Here help my nie. Want ons wil dit self regmaak. Maar sy woord sê vir ons, hy is ons vader. As kind, Abraham, jy het geld nodig gehad. Wat het ons gemaak? Jy het na mamma toe gehardloop. Dan sê mamma nee, gaan vra vir pappa. Wat maak jy dan? Wat maak jy dan?
Ek sê julle vertel wat ek gemaak het. Ek het altyd aan my ma gesê, ma, ek praat nou van klein geld. Daai tyd het ek my bike vol gemaak met R1.07. Dat ek my bike se tank vol petrol gemaak. As ek vir my mamma, kan ek R5 kry asseblief? Hoekom? Ek het petrol nodig en ons gaan koeldrankies koop en 'n pakkie chips daar by die kafee, ek en die vriende. Gaan vra jou pa. Nou my pa is 'n ander mens. Godsman, maar baie streng. Dad, ja seun. Maar as ek moet vir pa kom vra, wat? Kan ek R5 kry asseblief? Waarvoor? Dan vertel ek hom. Baie gevol petrol maak, ons wil rondry, bietjie deur die dorp ry, bietjie almal vriende by mekaar kom, 'n koeldrankie en 'n chippie koop, en bietjie saam geniet. Nee, okay. Maar, dan sak jou moed in jou skoen. Dan weet jy, nou gaan die dinge kom wat nie baie lekker is. Maar wat pa? Jy sal Saterdag, sal jy my kar was, gras sny, en sorg dat die woord, die hondengemors van die gras af opgetel is. Vir die R5 wat ek jou nou gaan gee. Ja, pa. Jy moes luister vir jou pa. Want hy het vir jou gesê wat jy moet doen om my geld te verdien. Hy gee dit vir jou. Kom Saterdag, dan wil jy begin Jack and Dive. Dan wil jy verskoning kies. Ons is net so as kinders van God. Here, kan ek asseblief ietsie kry? Ons sê dit ietsie. Dan sê die Here vir jou, ja my kind, maar jy moet dit en dit en dit vir my doen. Eerste ding wat jy doen is, kom julle kinders, julle maak mos so. Julle kan maar sê amen, die kinders kan ook amen sê. Jou pa en jou ma vir jou sê iets te doen. Ja, sê, Christian, jy doen dit as jou pa en jou ma nie kyk nie. Trek gesigte om ma om die hoek is. Of pa om die hoek gaan en trek die gesigte. Dit gebeur. En net soos ons as vaders en kinders van God, is ons dieselfde. As God vir jou vra en sê om iets te doen, dan moet jy altyd 'n suur gesig trek, of jy moet ander handtekeninge wys, en sê, ag Here, tog nie nou weer nie. Maar sy woord sê vir ons, as Vader is hy in beheer van ons. En as hy vir ons vra om iets te doen, of sê om iets te doen, moet ons dit doen, want ons moet gehoorsaam wees aan ons vaders. Dit is vanmôre 'n moeilike ding. 'n Vader moet dissipline toepas. Stel jy dan net gesê, geweld is nie alles nie, ek stem saam met jou. Maar daar kom tye wat jy dissipline moet toepas. Nou die wêreld het so boos geraak, as jy jou hande oplig vir jou kinders, sit jy vandag in die tronk. Amen. Ek het die dag toe daai wet ingekom het ek vir my seun gesê, gaan polisie toe. Maar waarsku daai polisieman by die geval waar jy kom. En sê, ons gaan nou na my pa toe, ek het nog gemaak, as daar kom, wil ek jou waarsku, meneer polisieman. Wees gereed ook vir 'n pak slaaf, want ek gaan een kry, jy gaan ook een kry. Want die woord van God sê vir ek moet my kind dagdag. Dis 'n wêreldsding daai. Ek moet daai boompie buig terwyl hy jonk is. En net so moet God, jou as kind van hom, wat sy kind is, moet hy buig en verwerk
sodat jy kan doen dit wat hy van jou vra om te doen. Pastors baie keer nodig om dissipline toe te pas. Ek sê nie moet jou kind doodslaan nie. Ek sê nie slaan jou kind dat jy in die hospitaal in te slaan nie. Maar tigtig hom. Straf hom. Geef hom werk om te doen. Maar dit behels ook dat jy God moet voorhou voor hom as pa van die gesin. 'n Kind, die kinders gaan nou nie saam met my stem nie. 'n Kind het grense nodig. Halleluja. Ek sê dit weer, 'n kind het grense nodig. Hoe gaan jy vir hom grense gee as jy nie dissipline toepas nie? Net so het ons as kinders van God en as vaders wat in beheer gesit is, het ons grense nodig wat God vir ons gestel het en ons moet dit toepas. Want gaan jy dit nie toepas nie, gaan ek jou beloof. Jy moet verkeerd verstaan wat ek gaan sê nou nie. Luister mooi wat ek sê. As jy nie doen en die grense probeer oorsteek wat God vir jou gegee het, gaan God jou tigtig en jou terugbring op die pad. Hy gaan vir jou sê, my kind, daai was nie die grenslyn wat ek vir jou gegee het nie. Dan gaan jy om die hoekie gaan en sê, ag Here, alweer. Ja, ons doen dit. Sê maar amen of eina. Ons doen dit as vaders. Ons doen dit as gesinne. Maar ek wil vir jou sê, jy moet ook, as jy jou kind leer, wat die grenslyne is, wil ek vir jou vra vanmôre, leer jou kind God se grenslyne ook. Dat hy kan weet, wat is die lyne en die grense, wat God wil hê hy moet lewe. Leer hom daai grense ook, dat hy nie daai grense kan oorskry, en dit vernietig nie, maar dat hy sal by dit staan. Dan gaan ek vir hom weer sê, dissipline is vormend. Wees konstant as jy jou kind dissiplineer. Praat met hulle oor dit wat hulle verkeerd gedoen het. Maar ek wil vra vir jou, vertel ook vir hom dit wat hy verkeerd gedoen het. Laat dit in die oë van God ook verkeerd is. Ek wil hê julle moet as julle met julle kinders praat, vaders, moet julle meer as jy dissipline toepas en met die kinders en met die mense praat, meer oor God met hulle praat. Dit is nie te laat nie. Hulle mag miskien al ouer word, maar dit gaan nie te laat wees nie. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, vorm hulle harte, leer hulle van Jesus, en vertel hulle die wonders wat God doen. Hoe goed God is. Ons het 'n spreekwoord by die werk of in ons bedryf. The more you do it, the more you will understand it. Once, right now. As jy moet doen, doen dit nou. Moenie wag vir 'n week later nie. Want daai probleem gaan gegroei het oor 'n week. Doen dit nou, once right now. Doen dit reg nou. En leer jou kinders nou dat hulle God moet aanvaar in hulle lewens en dat hulle op God kan vertrou as hulle in die moeilikheid is. Nou wil ek ook vanmôre vir jou vra. As jy jou kinders bring na diens toe of na kerk toe vat, wat laat ons as ouers baie keer toe? Ons het dit ook gedoen. Kom aan. Kom sê amen asseblief. Amen. Almal het dit gedoen. Die kinders het by hulle maatjies gaan begin sit. Hulle het gedoen en dan word dit 'n wat? Dit word 'n gekletsery. Hulle weet nie eers wat in die diens aangegaan het, as jy na die diens begin vra, wat het oor die pastoor oor gepreek, gaan daai kind nie 'n klou waaroor hy gepraat het. Want dan het jy altyd gesit en chiri met mekaar,
en mekaar vertel hoe lyk hy tannie se hoed voor in die banke, en gaan nie geluister wat die pastoor gesê het nie. My pa teen Sondag, ons uitstap en ons by die huis instap, toe sê hy vir ons almal, voor ons bid gou voor ons eet. Klaar is my ma begin opskep, hy sê, nee, wag, nie nou opskep nie. Hy sê, ek wil eers by die kinders hoor of hulle geluister wat ek gepreek het vanmôre. My pa dit sê, word ek ijskoud. Ek kan nie eens die teksvers onthou wat hy gepreek het, wat hy gelees het nie. Ek kan nie vir jou 'n sinnetjie sê nie, want ek en my vriende het die hele tyd gesit en cheery, en met mekaar storieetjies gemaak. My pa het begin vra, my sussie het ietsie gesê daar van my ander sissies. My so gekyk, toe sê my toe, ek kan sommer jou gesig sien, jy het nie 'n klou wat aangegaan het in die diens nie. Hy sê, maak het vir jou nou huiswerk. Hy sê, van nou af vir die volgende maand, as jy by die huis instap, ek sal so lank die vraagstel doen, terwyl ek my preke doen. Gaan jy eksamen skryf, om my te vertel waaroor ek gepreek. Ek haat eksamens. Ek haat leer. Ja, pa. Eerste Sondag, ek het gedink is 'n grap. Eerste Sondag toe ons instap, klaar geëet en sê my pa op die studeerkamer toe gaan skryf vir eksamen. Dit, ek het jou gesê. Dit ek elke Sondag. Tot ek begin leer het om te luister na die woord van God, terwyl hy gepreek word. Hy sê die Here gee nie vir my kind, God gee nie vir my 'n boodskap verniet nie. Hy sê, vertel my, wat het jy in die boodskap uit geleer dan? Hy sê, van jy moet luister, as die Vader met ons praat, deur iemand anderste, moet ons luister na sy stem. Hy is 'n beheer van ons. Hy is ons Vader. So ons moet luister wat hy vir ons sê om te doen. Ek wil vanmôre vra, as jy jou kinders saambring kerk toe, leer hulle in die begin af, dat die woord van God belangrik is. Die woord van God is nie daar om gespeel te word meer nie. Maar ek wil vanmôre sê, ek gaan afsluit. Vader, ek wil vanmôre vir jou sê, jou kind volg jou voorbeeld. Jou kind volg in jou voetspore. Monkey see, monkey do. Amen. Daar's 'n verhaal wat baie pastore praat altyd van. Baie mense het dit in boeke geskryf. Waar die dogtertjie haar pa gevolg het, elke aand as hy van die huis afloop, dan loop hy bar toe. Dan gaan staan sy by die deur van die bar, dan wag sy vir hom om uit te kom. So het dit vir weke aangegaan. Weke het hy lank met haar beklei. En toe eendag te sê van mamma, ek gaan weer dorp toe, of ek gaan winkel toe. Maar hy loop 'n ander pad. En toe hy in die bar uitstap, toe staan sy kind vir hom en wag. Toe sê hy van my, ek het 'n ander pad geloop. Hoe kan jy nou, hoe het jy geweet? Sy sê, pa, ek het jou voetspore in die sneeu gevolg. Jou kind gaan 'n plan maak om te volg, dit wat jy doen. So ek wil vanmôre sê, pa, as ons voetspore loop, kom ons loop voetspore vir ons kinders, na die werk van God toe. Na die kerke toe, dat die kinders kan sien, dat my pa gee eer aan God. Moenie net kerk toe kom, sodat jou kinders net saam moet kom, omdat die woord sê, ons moet die onderlinge byeenkomste nie. Bring jou kind kerk toe om te kom leer van God. Maar dit begin nie hier in die kerk nie. Om God te leer ken, begin by jou huis.
Daar waar jy jou kind moet opvoed, daar waar jy jou kind moet begin oplei, om te sê, my kind, ons moet elke môre bid. Ons moet elke môre die woord lees. Ons moet elke aand moet ons bid. Ons moet elke aand die woord lees. As ons 'n probleem het, moet ons op ons knieë gaan en ons moet vir God vra om ons deur hierdie probleem te help. Ek wil vanmôre sê, 'n kind absorbeer baie meer as wat ons as kinders, ons as ouers dink. Ja. Ons as ouers dink dat ons alleen in hierdie wille wêreld lewe en dat ons net gestampe en stote moet kry vir left, right en center. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou kind leef in dieselfde wêreld as jy. En as jy as vader nie jou kind gaan wys watter rigting om te loop en hoe om God te dien nie, gaan hy kind van jou nie jou voetspore volg nie en hy gaan die wêreld begin volg. Dan moet ons as ouers en as vaders begin sê, ag Here, maar ek bid so hard dat die Here sy siel moet red, maar God red sy siel nie. Pa, hy het jou voetspore gevolg. Hy het gedoen wat jy doen. Monkey see, monkey do. Jy gedoen wat God van jou verwag het om te doen. Want as jy dit gedoen het, van jou kind in jou voetspore gevolg het. Ek sê nie, dit gaan altyd so wees nie. Want jou kind groei op. En hy groei op in die wêreld. Hy raak getroud. Dan sê jy mos, as jy nou besluit jy gaan trou. Wanneer jy jonk is, sê jy, ek wil ook eendag trou. Ek sê, reg, ek wil ook eendag getroud wees. Dan vra hulle vir jou by skool, nou hoekom? Dan kan ek doen wat ek wil doen, ek hoef nie na my pa te luister. Kom aan, sê amen. Hoe lang het jy al gedink daarom getroud te wees, bro? Van laerskool af, en sê, Here, ek wil net lewe, ek wil ook getroud wees, ek wil ook kinders hê eendag. Dan behoed te bewaar God jou. Jy trou, en jy kinders, maar doen nie wat God van jou verlang om te doen. Wanneer jy wil net in die huis uit. Jy wil net onder die dak van jou ouers wil jy uitgaan. Want jy het vreeslik geword. Alhoewel jou pa en jou ma jou die pad gewys het jy besluit om vreeslik te word. Maar dan is dit ons as vader se pligte om nog steeds ons kinders aan God op te dra. En vir God te vra, Here, red hulle siele. Here, bring hulle terug op die pad. Ek kan die Here nie genoeg dankie sê vir my vader en my moeder, wat aanhou bid het, toe ek die pad byster geraak het nie. En dat hy vir die Here geluister het, toe die God vir hom gesê het, stuur vir pastoor Johan de Rand Springs toe, dat hy vir jou seun kan gaan haal. Toe ons teruggekom het in die wêreld uit. Ek wil vanmôre vir jou sê, in die boek Eli, het Eli geweet van sy seuns se sondes. Maar hy as vader, het hy niks daaromtrent gedoen nie. Hy het met hulle gepraat daaroor, maar hy het nie vir hulle gaan verduidelik, en mooi gaan sê, my kinders, as julle nie ophou met hierdie verkeerde dinge, wat julle doen teenoor God, en teenoor mense nie, gaan julle dit nie maak nie, gaan julle faal in dit, wat julle wil doen. Ek wil vanmôre sê, dat ons nie Elies is nie, as vaders nie, maar laat ons kinders, as ons fouteer, op hulle foute wys, dat ons hulle ook kan sê, my kind, stop wat jy verkeerd doen. Daar's 'n God wat gedien moet word. Volg my, in my voetspore, en ek sal jou lei, soos wat die Here my lei, sal ek jou lei om hom aan te neem, as jou vader ook. Al is hy nie getroud nie. Hy jongman Christian, of Chris, God is sy vader ook.
Omdat toe sy hart en siel aan God gegee het, God sy hemelse Vader geword. So hy kan ook na sy Vader toe gaan in die hemel en sê, Here, Vader, ek het U hulp nodig. Jy hoef nie getroud te wees of kinders te hê om God as jou Vader aan te neem nie. Al wat hy vir jou vra is, gee jou hart en siel aan my, sodat ek jou kan red. En ek sal vir jou Vader wees, tot die dag wat ek jou gaan haal. Ek gaan afsluit met een. Mag jou kinders ook eendag sê, ek het geleer by my pa hoe om God te dien. Ek het geleer by my pa wat ek moet maak as ek probleme het. Ek het geleer by my pa dat ek moet na die huis van die Here toe gaan. Ek het geleer by my pa dat ek kan nie net alles aanvaar van die lewe in my pad gooi nie. Ek het geleer dat my pa vir my gesê het, my kind, as die probleme jou paai te kom, is daar een manier. Gaan op jou knieë en sê vir God, Vader, ek het U hulp nodig. Mag jou kind jou voetspore volg. Nie in die verderf in vanmôre nie, maar in die koninkryk van God in. En dat hy jou sal volg, soos wat jy hom geleer het om God te volg. Amen. Ek het klaar gepraat. Ek wil net met die hoofde sluit vanmôre. Here, ek wil vanmôre vra dat U ons as vaders, Here, sal optel. Here, as ons gefaal het, wil ons vanmôre sê, ons is jammer daaroor. Maar ons wil vra, Hemelse Vader, gee vir ons die krag en die leiding en leer ons weer wat ons moet doen om ons kinders nader aan U te kan beweeg, Here. Lei ons en leer ons, Here, dat hulle sal agterkom en sal sien, maar my Vader het 'n omkeer gemaak en hy dien God nou in gees en in waarheid, en ek moet luister vir dit wat my Vader van my sê, want die woord sê ek moet hom eer tot in alle ewigheid. Here, en daarom wil ek vra dat U vir ons die krag sal gee as vaders, dat ons sal uitgaan in die wêreld en ons kinders kan wys dat alles die wêreld daar buitekant boos. Daar is 'n God wat lewe, daar is 'n God wat voorsien, en daar is 'n God wat baie kan gelyk maak. Here, sterk ons vanmôre. Gee ons die krag volgende, Here, dat ons kan nader aan U beweeg. Kan opstaan en sê, Here, ek het geval. Help my vanmôre dat ek weer kan opstaan, op my voete kan beweeg en U kan verder dien in gees en in waarheid, sodat ek 'n voorbeeld kan wees vir my kinders wat my moet volg, om U ook as hulle hemelse Vader te kan aanvaar. In die wonderlike naam van Jesus. In ons gemeente sê amen en amen. Halleluja. Ek het klaar gepreek. Ek het hom gesê.